Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 22 April. Bybelse aansprake. Gestel julle wend julle tot die Bybel wanneer iemand in die gesin voor 'n groot besluit te staan kom wanneer 'n verhoudingsprobleem ergens kop uitsteek, of wanneer een van julle voor 'n uitdaging te staan gebring word. Hoe sou die huishouding anders daar uitsien? Gestel die Bybelse leer word werklik die lens waardeur almal die wêreld beskou, die maatstaf waarby almal wil hou. Hoe sou die werkplek of die kerk anders daar uitsien? Die Bybelskrywer het geweet hoe waardevol die skrif is. Geen ander boek spreek so tot die innerlike en uiterlike lewe soos die woord van God nie. Die vraag is net, hoe gemaak om hierdie gedrukte woord op papier in jou binneste te laat blom? Wat is Dawid se raad in Psalm 119 vers 11 en hoe kan jy dit volg? Lees ook Hebreërs 4 vers 12. Ons lees Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Ons lees Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van die siel en die gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Hebreërs 4 vers 12. Een van die aansprake wat die Bybel aangaande die woord self maak is opgeteken in Hebreërs 4 vers 12. 'n tweesnydende swaard is 'n kragtige en skerp wapen. Tog doen die Bybel iets met die innerlike van die mens, iets waartoe mensgemaakte werktuie nie in staat is nie. Die Bybel verwys na die woord self as lewend. Dalk wonder jy soms hoe dit die geval kan wees, siende dat die Bybelboeke duisende jare gelede geskryf is. Nietemin sê Jesus in Johannes 6 vers 63, wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. Is jou hart gebroke? Val jou lewe uitmekaar uit? Onthou net, die Here kan woorde van heling in jou lewe spreek en 'n ommeswaai bring. Die Ou Testament beskryf ook die woorde van God as baie dinamies. Dit is geensins traag of passief nie. Jesaja 55 vers 11 sê vir ons, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Jesaja 55 vers 11. In Psalm 119 vers 20 bepeins Dawid die impak van God se woord op sy lewe en sê dan in vers 50, dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. Miskien het jy in 'n stadium al 'n geweldige hongersnood beleef, of dalk het jy gevas of streng by 'n dieet gehou. Hoe lekker is kos net nie, na 'n mens 'n tyd lank honger moes ly nie. In 'n geestelike sin is die Bybel kos vir die innerlike. Is jou gees honger en leeg? Slaan gerus die lewende woord oop. Jeremia 15 vers 16 sê vir ons, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here, God van die leerskare. 1 Petrus 2 vers 2 sê vir ons, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, wat julle daardeur kan opgroei. Dan sê Matteus 4 vers 4 vir ons, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.
Die woorde van God smaak goed vir die hart en die verstand. Wanneer 'n mens dit lees, vul dit jou en ondersteun dit jou, soos die Bybel ons beloof. Die woorde in ons Bybel kom van God self. God het dit pertinent vir ons gestuur en vir elkeen wat al ooit na hom gesoek het. Wanneer ons dit bidtend met 'n ontvanklike hart lees, word dit nie vermors nie. Watter stryde wat jy tans stry, spreek die Bybel aan? Let op die dinge wat die woord van jou vra. Waarom moet mens nooit toelaat dat die eie ek jou keer om dit te doen nie?